Ons is vanoggend by mekaar om te herdenk, te vier die opstanding na die kruisiging. Ons het Vrydag gepraat oor die kruisiging. Ons het die pad saam met Jesus geloop na die kruis toe, na Golgotha. Ons het Vrydag aand gekyk na Passion of Christ, die film. En dit was weer eens aangrypend geweest, die uitbeelding van hoe Jesus moes lei. Terwyl van my en deur sy genade, en deur sy krag, en deur sy liefde is ons vanoggend hier om te kan sê, dankie Here. Dankie Here vir die opstand. Moes Jesus as mens aan die kruis sterf, kon hy nie maar net homself, soos hulle gesê het, as hy die seun van God is, haal hy self van die kruis af. Kon hy nie maar self afgehaal het en gesê, ok, kom ek bewys jy dat hy die seun van God nie. Om die duiwel te oorwin, om die dood te oorwin, moes hy aan die kruis lei, moes hy al die geesteling en al die dinge deurgaan. Het hy nie op 'n struikroos ingery gekom en met 'n gejuig ingekom en gesê ek is die koning, nee. Maar dis nie die tipe koning wat Jesus is. He's not a boastful person. Hy's 'n nederige voorbeeld vir ons almal. Ek dink as daar meer mense ernstig met Jesus is, as meer mense Jesus eerste stel in hulle lewe, in alles, keuses, in alles. As meer mense ernstig geraak met die woord, en ek praat nie van doop en dweep en al hierdie dinge nie, oor woord wees. Maar mens kan baie keer so aangaan dat die mense aanstoot gee in plaas van nader druk en leer. Maar as ons met goeie balans 'n lewe vir Jesus kan lei, ek dink dit sal 'n fantastiese samelewing wees. Al hierdie onmin en al hierdie getoutrekker oor wie moet heers en wie is die beste en wie is reg en wie is verkeerd, dit sal nie daar wees nie. Maar as ons sienswyse volgens God se woord op God se woord baseer, dan sal ons nie nodig hê om te verskil in die kulp nie. Maar ons sal in ooreenstemming wees. Maar ongelukkig weet die vyand dit. Die heerser hier op aarde. Hy weet dit en hy mislei ons en hy kry op 'n slimste manier ons toestemming om in ons lewens en in die lewens van ander mense verwoestend te mors. En hy loop en lag openlik oor sy oorwinnings wat ons vir hom gee. Ons kan nie die duiwel blameer nie, ek moet myself blameer, want wat hy in my lewe doen is net wat ek moet doen, om te doen. Niks anders. Want hy is reeds aan die kruis oorwin. Hy is reeds oorwin aan die kruis, die dood is oorwin aan die kruis. En toe Jesus in die graf geplaas was, na die kruisiging, het hy afgedaal in die doderyk en het gegaan na die wat gesterf het in Christus, die geloof is. Ek dink ook Jesus het nog dalk vir Oudlands gesê, is daar nog iemand wat 'n keuse wil uitdoen, ek weet nie, is my oorhaalde, maar verkeerd is. En dan kom ons op die eerste dag, so te sê vandag, die derde dag, wat Jesus gesê het, hy gaan die tempel afbreek, bedoel in sy liggaam, en weer opbou. En ons kom in hierdie dag en ons sien dat die steen is weggerol voor die graf. Vroegoggend toe Maria en Magdalena daar kom en die ander vroue om Jesus se liggaam te kom balsam voorberei te berei vir die graf. Toe vind hulle dat die graf leeg is en daar sit 'n man of manne in wit klere en dis heel waarskynlik engele, want God het 'n engel in die hemel gestuur om die steen weg te rol. En hy sê vir hulle, julle soek na Jesus. Hy is hier. Hy het opgestaan. En ek dink dit was vir hulle verstommend geweest en net gou iets ander, 'n ander deel, 'n deel wat baie mense in die Jodendom nog vandag glo en wat betwyfeling en verwarring gesaai het, is dat die soldate, daar was besef dat hier bonatuurlike mag 'n bonatuurlike gebeurtenis plaasgevind het.
En daarom was die wagte beveel om die storie te versprei dat die liggaam gesteel was terwyl hulle geslaap het. En hulle was betaal daarvoor om hierdie leuen te verkondig. En in sekere groeperinge word hierdie leuen nog steeds gevoer. En daarom word Jesus nie as die saligmaker en verlosser vir sommige mense aanvaar op grond van hierdie leuen. Ons sien dat interessant dat toe Jesus die laaste woorde uitdruk was aan duisternis en daar was 'n aardbewing, die hele aarde geskit en grafte oopgegee. Toe die steen weggerol het, was het weer gepaard gaande met 'n aardbewing. Die aarde was weer geskit gewees. En ons lees ook dan in die vorige gedeelte het ons gelees dat van die wat in die grafte opgewek is, het in die stad na die opstanding tussen mense gaan doen. Dis die krag wat Jesus opstanding het. Moes die steen weggerol word? Ja. Kon Jesus nie maar net uitbeweeg uit die graf nie? Hy sou jy waarskynlik kon doen as seun van God. Maar daar moes 'n bewys wees, 'n fisiese bewys wees. Daarom het Jesus ook aan mense verskyn om te getuig dat hulle Jesus gesien het. Sy disippels en ander mense, die vroue, wat getuig het dat Jesus opgestaan het en dat Jesus leef. Daarom was hierdie fisiese aktiwiteite nodig. It could have been bypassed, but it was necessary to show people that Jesus has risen. Dat die graf hom nie kon deel. En in hierdie oggend wil ek vir u vra, in ons lewens is daar baie keer 'n rots wat ons lewens blokkeer. As iets wat keer dat ek met oorgawe vir Christus kan leef. Daar's iets wat keer dat ek met vrymoedigheid in kan doen. Hy sê dit is swak selfbeeld. Hy sê dit een of ander iets is waarmee die vyand my gevang hou. Hy sê dit siekte is. Hy sê dit een of ander vorm van belemmering is wat maak dat daar 'n band, 'n binding op my lewe is, dat daar 'n rots voor die opening van my lewe lê wat nog nie verby is. Ons is geneig om te deel met die klein klips. We usually work with the pebbles, kicking them out of our way, casting them away. Die klein dingetjies, maar as baie keer hierdie een groot ding in my lewe wat my vashou. Hierdie een groot ding wat my kniehalter, wat my laat skuldig voel. Waarmee die vyand my kastei. Daar die doring in die vlees wat Paulus gehad het, wat ek dalk het, die doring in die vlees, daar die iets. Dis nie noodwendig sonde. Dis dalk 'n gewoonte wat ek aan vashou, 'n tradisie. Iets wat ek bly glo ondanks soveel mense en dinge wat my probeer oortuig van die teendeel, maar daar is hier iets in my lewe wat 'n klip is, wat voor die opening van my lewe, wat maak dat ek as kind van die Here nie kan uitbeweeg en vrylik kan leef. En daarom my vraag vanmôre is, wat 'n klip lê daar voor jou lewe? Nie vir jou graag, maar wat 'n klip lê daar voor jou lewe vanmôre, wat jou voelt, wat jou gevang hou. Wat keer dat ek kan opstaan? That's hindering your resurrection. Paulus praat in 1 Korintiërs 15 en gaan lees gerus by die huis vanaf vers 12 tot 32. Praat hy oor die opstanding. Hy sê as daar nie opstanding was, as ons geloof nie. As ons nie glo in die opstanding van Jesus Christus, dan is ook nie hoop vir ons. Dan is net wat ons nou neem, maar dit, en as ons sterf, dan sterf ons maar op die aarde, as ons nie glo in die opstanding van Christus. Daarom is het belangrik dat ek en u sal aanhou en die Jesus sal verkondig en mense sal sê dat Jesus leef. Dat ons lewende bewyse is van hierdie lewende Jesus. Dat ons 'n testimonie is. Sodat mense sal oortuig raak, nie deur wat ons sê en ons redenasies nie, maar dat mense sal oortuig raak dat Jesus opgestaan het en dat hy na die Vader toe is en dat hy gaan plek berei soos wat hy sê.
En hy sê dat by my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so het ek nie gesê. So Jesus het gegaan om vir my en vir u 'n woning te gaan voorberei, 'n hemelse woning. En ek dink dis 'n wonderlik iets om na uit te sien. Ek weet daaraan vir my, 'n woning is, ek hoef nie my te bekommer soos hier op aarde oor paemente, oor huur, oor instandhouding, oor allerlei dinge. Want Jesus het klaar my woning gaan voorberei. Ek kan net instap, ek kan net gaan bly. Ek kan net besit. Jesus het ook gesê vir sy disippels op 'n stadium dat dit voordelig is dat hy weggaan. Want in sy natuurlike liggaam was Jesus ook beperk. En daarom het die Heilige Gees gekom wat onbeperk is, wat trooster, om ons te lei, om ons te help. As ons nie weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees in en hy help ons bid. Daarom was dit nodig dat Jesus moes gaan sodat die Heilige Gees kan kom wat aan hom teenwoordig is, om in ons te werk. Jy sien, die vyand is gebind in die feit dat hy nie oorlog kan wees. Maar hy het baie verwant. En ek daar vanmorgen voor kerk sommer nog op my gedagtes in my kop geplant, wat my aandag agter, wat my mislei. Wat my laat ooit. Maar hy het geweet, hy kan nie dalk nie vanmorgen hier wees nie. Met ander plekke waar hy moet wees. Die hartseer is dat in baie kerke kan die Heilige Gees nie werk. Maar daar is nie genoeg geloof. Daar is nie 'n verwagting van God se werking, van God se teenwoordigheid. En weet jy wat die vyand steur nie in sy kerk? En hy het nie werk. Hy klaar oorbinding maak. Dis hartseer om vanmorgen te sê. En ek het geen denominatie spesifiek in gedagte. Ek oordeel. Maar dis die realiteite wat ons moet besef, dat om iemand te sien kerk toe gaan, beteken nie dat daardie persoon in verhouding met Jesus Christus leef nie. Daardie persoon gaan dalk uit gewoonte uit tradisie, uit vrees, of vir die skyn. Maar as ek nie kom in die teenwoordigheid van God se Gees. As ons in eenheid kom, kan die vyand nie werk nie. En dis wat hy vrees. Dis hoekom hy soveel onmin, selfs in die kerk te werk sal. Daar buite op straat, op die marktplein. Sal hy verwoesting deur twyfel en onmin. Want ek weet dat eenheid een van sy grootste vyande is, geloof in Jesus Christus. En die Bybel sê wat nie die saamste. Sal dit so wees. En dis hoekom ons baie keer sukkel. Jesus het opgestaan as 'n bewys dat hy die lewende God is. En hy kom weer op die wolke soos hy beloof het, om sy kinders te kom. Almal wat in hom glo, almal wat in hom wat gesterf het in hom, om dit te kom aan. Daarom is dit so belangrik dat ons nie sal twyfel, dat ons nie sal sê, ja maar wat nou as, en sê nou maar. Hierdie is 'n feit wat ons sonder twyfel moet aanvaar, wat ons moet aanhang en wat ons moet uitdra en sê, dit is hoekom hierdie tyd dan so belangrik is vir ons as kinders van die Here, dat ons sal getuig en sê dat Jesus het opgestaan. Jesus is 'n lewende God. Dat ons sal getuig van wat Jesus in ons lewe doen. Ons hoef nie te wag vir daai groot deurbraak, vir daai groot oomblik. Ek dink ons moet 'n wow getuienis hê. As soveel klein dingetjies wat gebeur in ons lewe, wat getuig van Jesus se genade en goedheid. En ons praat nie.
om elke oggend wakker te word en gesond te wees, die dag te kan ingaan, om werk te hê, om huis te hê, om kos te hê. Daar soveel klein dinge in ons lewe wat ons as vanselfsprekend aanvaar, wat ons vergeet dat dit net God se genade is. Die feit dat ons dit maar net, dit moet maar so wees. Dis hoe dit geword het in ons lewe. Jy weet, ons is baie keer, is ons net so eentjie weg, net een hou met die hamer weg om die rots te laat breek. Net so 'n duim of twee se dieper grawe om by die wonderwerk uit te kom. Net so 'n oomblik se vasbyt, se deurset, se uithou, sodat ons deurbraak kan ervaar. Kry hierdie prentjie voor die, so baie keer draai ons weg, ons kom en ons stry 'n stryd wat dikwels lyk, hier is nie oorwinning en hier is nie uitkoms nie, hier is nie 'n hoop nie, ek moet maar aanvaar, dit is so. Dit is die ding wat die duiwel wil hê ons moet doen. Hy wil hê ons moet oorwinning in die negatiewe ervaar. Dat ons verslaan is. Hy wil hê ons moet dit aanvaar en want hy weet dit van ons blind. Maar baie keer is dit net daardie oomblik so langer. As die vrou met die bloedvloeiing nie deurgedruk het en aan Jesus se kleed geraak, die sou sê, jy waarskynlik gesterf. So ek kon gesê het wie die mense, en ek is eintlik al 'n rein vrou en ek is nie van gestel om tussen mense te wees nie, en sy kon al hierdie redenasies en wette, maar sy het in een kant toe gedruk en een kant toe gesê as ek maar net aan sy kleed kan. Dus net daai laaste bietjie aanhou en daai geloof wat maak dat ons deurbraak kry, dat ons daai oorwinning kry, dat ons daai verandering in ons lewe ervaar, want ek sukkel. Ons is baie keer soos 'n voertuig wat by 'n wat is dit, 'n speedbump in die parkbank. 'n speedbump wat ons net so tot bo kom, dan rol ons terug. Net bo dan rol ons terug. Dink jy ons net so daai hulpstootjie nodig om oor te beweeg en aan te beweeg. En dis wat Jesus se opstanding vir ons moontlik gemaak het, om te kan sê, ek kan deurdruk, ek is meer as oorwinnaar, ek is tot alles in staat. En dan kom die vyand en vertel my die teendeel, en ek moet hom nie glo nie, want Jesus het opgestaan, Jesus het gesterf, nie net om 'n punt te maak nie, hy het gesterf vir 'n goeie lewe, van verlossing, vir genesing, vir vrymaking, om die vyand te oorwin, om vir die vyand te win, ek kan in die vlees jou oorwin. Om vir mense te sê, vir my en u te sê, ek is bereid om te sterf vir jou. En ek wil môre weer sê, elke keer wat ons nie getuig, elke keer wat ons sê, ek het nie tyd om te bid, ek het nie tyd om my Bybel te lees, ek het nie tyd om stil te bid, ek het nie tyd om met God te verkeer, maar ek is te besig. Elke keer wat ek dit doen, dan sê Jesus, jou offer was nie groot genoeg. Ek was nie goed genoeg. As ek nie kies om 'n bietjie ongerief, 'n bietjie vroeër op te staan, 'n bietjie tyd een kant te sit vir Jesus. Dan sê ek om Jesus, dit is impressive, maar dit was nie goed genoeg. Jesus het opgestaan, hy leef, hy is levende God, sit aan die regterhand van God die Vader. Hy wag vir my nie. Ek sluit af, hy het vir ons 'n hoop gegee. Hy het vir ons iets gegee om na uit te sien, iets om ons te motiveer. Die prys wat Paulus ook aanbring.
Die prys wat ons gaan ontvang gaan baie groter wees as enige medalje, enige beker, enige bedrag geld op hierdie aarde. Dit gaan veel beter wees. 'n ewige lewe. 'n lewe waar ek nie siekte en dood hoef te vrees nie. 'n lewe waar vry gaan wees aan my. 'n lewe waar ek net kan loop en sê prys die Here, wonderlik, dankie Here, loop die Here. Waar ek nie soms hoef op te staan en te sê, ek het dan nie vandag krag vir my werk nie. Weer met hierdie mense. 'n lewe sonder hierdie dinge wat ons so gewoond geraak het, wat ons so as normaal ervaar, wat maar deelagtig is maar deel van die lewe. 'n lewe sonder dit. Ek dink dit is fantasties is. Ek wil graag daardie lewe, ek glo elkeen van ons te begeerte om daardie lewe te wil hê. Nou sê ek vanmôre, dankie Here dat U opgestaan het. Dat U gegaan het om vir my plek te berei, dat U gegaan het, en ek wil vra dat U Heilige Gees wat U gestuur het, my sal help, om te leef volgens U woord en U wil, om my te dring om getrou te wees, om tyd te maak vir U, om in 'n verhouding te leef met U, want daarsonder gaan ek nie hierdie lewe, hierdie belofte kan ontvang. Daar is krone wat gegee gaan word, vir ons werk hier op aarde, maar dit is nie wat my motiveer. Dis 'n bonus. Vir my gaan dit oor Jesus het opgestaan en gegaan. Hy is 'n lewende God. Hy is nie dood. Baie ander mense, daar's getuienisse van mense wat ons kyk na Lazarus, wat ook uit die dood het opgewek is, maar hy het gesterf. Jesus het gesterf en opgestaan. Daarom kan ons juig vandag, daarom kan ons opgewonde wees en sê, ons dien 'n lewende God, 'n waarmakende God. Amen. En ons Vader, ons sê baie dankie vir die dag. Die krag en die genade en die liefde. Here, ons is so opgewonde vandag, ek kan sê, Here, U opgestaan. Partykeer besef ons nie die omvang daarvan, Here, maar ons is so dankbaar dat ons 'n lewende God het. 'n God wat sy woord waar maak, wat nie maar net lewe beloftes maak, Here, maar waar U woord weer gestuur word, sal dit nie weer terugkom. Dit sal doen die doel bereik wat het voorgestuur is. Ons kom in die morgen sê baie dankie dat U ons aan die kruis gesterf het, maar dankie ook Here, bovenal dat U opgestaan het. Dankie dat U in ons gedink het te midde van alles. En vir die lof en prys, ons sê dankie in die mooie naam van Jesus Christus.